Ek is in die son van geregtigheid, Malagi 4 vers 2. Die son van geregtigheid met genesing in sy vlerke sal vir jou opkom en jy sal soos 'n kalwer uit die kraal uitspring van vreugde. Hy sê ek het die maan gemaak om jou pad vir jou te verlig. Ek het die son vir jou gemaak sodat jy genesing in sy vlerke kan beleef. I am who I am. Ek is. En ek is God, sal kom ek is in jou lewe. Dank Here. Hier waar jy is, sê Vader, wees my 'n Vader. Vader, wees my 'n Vader. Jesus, wees my beste vriend. Heilige Gees, raak bewus van my. Dat ek bewus is van die werking van die Heilige Gees in my lewe. Terwyl ons gesing het, die Here gesê met hierdie vele wys, so ek weet nie vir wie is dit nie, maar dis vir iemand. Ek sit net my hand vanoggend sommer net weer so op my hart en ek sê Here, en as jy dit saam met my wil doen, sê Here, ons kom vanoggend weer eens op Vadersdag. En ons sê Here, ek glo in God die Vader. Ek glo in Jesus Christus. Ek glo aan die Heilige Gees. Here, ek kies om u kind te wees. En as ek dan doodgaan, dan gaan ek hemel toe. Want u sê in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe het. So Here, as ek vandag doodgaan, dan weet ek is by u, omdat ek glo in God die Vader, omdat ek glo in Jesus, en omdat ek glo aan die Heilige Gees. Here, ek kom gee vanoggend opnuut op Vadersdag, my hart aan u, Here. My hart behoort aan u. En ek kom vra vergifnis. Vader, ek vra vergifnis vir alles wat ek al in my lewe gedoen het, doen en nog gaan doen. Ek kies om vanoggend myself te vergewe. Ek kies om ander mense te vergewe, soos wat u my vergewe. Here, nou kan ek sê, ek is 'n kind van God die Vader. As jy saam met my stem, sit net jou hand so op jou bors. As jy saam met my stem vanoggend en sê, ek stem saam, Here. Ek stem saam dat ek 'n kind van God die Vader is. Ek stem saam dat Jesus my beste vriend is. Ek stem saam dat die Gees van God binne in my is. Ek is 'n kind van die almagtige God, die Hemelse Vader. Amen. So kom ons gaan kyk hoe lyk vandag se vaders. Hey kids, mom needs more help in. Ons kan begin dan. So ek het ons gaan kyk na die karaktereienskappe van God. Maar nou moet ek eers teenoor 'n kononel gewete bely. Ek het verlede jaar so goed gegaan en gedink ek is gewing. En Vrydag gaan sê die Here vir my, jy's glad nie gewing nie. Dit is nie wat ek vir jou gesê het jy moet doen nie. Jy moet God die Vader se karaktereienskappe gaan doen. En ek Vrydag gaan sit ek en ek berei lekker voor. Gisteraan kyk ek gou nou reg vir hierdie ding. Toe wil hy nie werk nie. Toe wil hy repair. So 2:30 vanoggend is ek klaar. Met vanoggend se kerk. So, die Here is iets binne dit vir ons van dis asof die vyand eintlik vandag se boodskap nie vir ons wou gee nie. En ons kom my nou. So loving God the Father is love itself. Ons het nie God se liefde in ons nie. Jy self kan nie lief wees soos God lief het nie. Maar wat 'n mens kan doen is om te vra, Vader, jy weet nie wat in die troonkamer is. Gee vir my asseblief deur die Gees van God die liefde wat U het, sodat ek dit kan vat uit die troonkamer en kan gee vir die mense om my. Dis maklik om lief te wees vir iemand wat goed is vir jou. Dis moeilik om lief te wees vir iemand wat lelik is met jou. Maar Jesus het aan die kruis gehang. En hy het gesê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus het die liefde, volmaakte liefde van die Vader verstaan. Fathers reflects God hard when they love sacrificially and unconditionally. Ons wil met voorwaardes mekaar lief hê.
God sê God is 'n God van, daar's nie voorwaardes nie. Ons moet nie voorwaardes, maar as jy, dan sal ek nie. Ons moet soos God volmaak lief hê. En dis moeilik, jy gaan dit nie in jou eie menswees reg kry nie. Jy gaan dit net reg kry in jou verhouding met God die Vader. Ek wil eintlik so ver gaan om te sê, verhouding met God die Vader is the ultimate relationship. Absolutely. God is, Vader is compassionate and merciful. Hy het kompassie vir jou pad wat jy stap. Hy het jou gemaak. Hy ken jou nog voordat jy in jou moederskoot gevorm is. Hy weet hoe die vyand jou al begin aanval het nog voor jy gebore is. God was daar toe jy gebore is. God ken elke stukkie trauma waardeur jy in jou hele lewe gegaan het. Ken hy. Hy's bekend met alles. Hy het saam met jou gehuil. Hy het saam met jou teleurgestel. He is kind and full of mercy, especially to the broken-hearted. So as jy stikkend en gebroken is, jy nie lekker voel nie, jy voel angstig en jy voel depressief en jy voel nie lekker nie, moenie dan die fout maak om weg van Vader af te gaan nie. Gaan hardloop na hom toe. Want hy verstaan. Ons maak die fout om weg te gaan van Vader af, in plaas daarvan om na hom te gaan. As a father who forgives and comforts mirror God's heart. Vergewe jou. Dan het jy nodig om vir jou kinders te sê, ek vergewe jou. Ek is nog steeds lief vir jou. Daar's niks wat jy kan doen wat sal maak dat ek vir jou meer of minder lief is, ek is net vir jou lief, punt. Ons het 'n baie verwronge beeld, ek staan nie voor jullie nie, ons het 'n baie verwronge beeld van wie God die Vader is. Want ons dink aan God die Vader, aan jou eie pa. Jou eie pa is 'n gebroke mens. Jou eie pa het nie die sonneval vrygespring nie. Jou eie pa het kinderjare wonde. Jou eie pa het verwerpingsissues, identiteitskrisisprobleme. En die fout wat 'n mens dan maak, is om jouself in die spieël van jou pa te sien. Jy kan nie dit doen nie. Jy gaan net gebroken wees. Jy moet jouself sien in die spieël van wie God die Vader is. Dis wie ons Vader is. Dis ons volmaakte pa. Jou identiteit van wie jy is, wat jy gaan kry in jou verhouding met Vader, met God die Vader. Ons is baie keer al in kerke geleer om verhouding met Jesus te hê. Later jare geleer om verhouding met die Heilige Gees te hê. En later jare verhouding met Vader. Jesus het soos 'n remote control karretjie op aarde funksioneer. Die Gees van God het hom geleer wat die Vader vir hom gesê het om te doen. Jesus het niks gedoen as die Vader nie vir hom gesê het om te doen. So ek wil jou vanoggend begin uitnooi om in verhouding met die Vader deur die Gees van God te hoor wat jy moet doen en gehoorsaam te wees. Want hy is ons voorsiener. Jehovah Jireh, die Hebreëse naam vir Jehovah Jireh. God wil vir jou ryklik voorsien in elkeen van jou behoeftes. Jy as 'n pa, dis jou verantwoordelikheid om te voorsien. God meets our physical and spiritual needs. God verwag van ons paas om daar te wees om fisies te voorsien en ook geestelik te voorsien. Dis ons rol. God het sekere kinders aan jou toevertrou wat jy voorsien. A godly father provides faithfully trusting God for provision. Ek moet na jou kan kyk as 'n pa en sê, my pa vertrou God vir voorsiening vir ons. En as jy dit nie gehad het nie, vergewe jou pa. Dan wees jy's 'n nuwe generasie. Dan wys jy dit. Ek ken, my ma het dit altyd gesê. My ma het gesê, ek ken vir God die Vader, ek is nie bang vir hom nie, as ek kyk na my pa, en wat 'n wonderlike man hy was, dan moet God die Vader 'n wonderlike mens wees. So julle wat manne is,
is beelddraers van God die Vader. En dan jou verhouding wat jy met God die Vader het, die intimiteitsverhouding wat jy met God die Vader het, is 'n beeld wat jy uitstraal na die wêreld wie Vader is. Vrouens verteenwoordig weer vir die Heilige Gees. Simbolies van die Heilige Gees. As jy nou dit in geslagsvorme wou sien. Protector and defender. God die Vader, Jesaja 54 vers 17. No weapon formed against you will prosper. Paas, jy moet beskerm. Jy moet verdedig. Al is jou kind verkeerd, gaan verdedig hom. Wat hy agter jou staan. Want wie anders gaan daai kind verdedig en beskerm, as dit nie jy is nie. Baie keer gebruik God vrouens. Dis hartseer, dat ons baie paas het wat al in die hemel is, ons het baie keer paas, wat jy weet waar ons is, ons weet nie waar hy pa is nie. Dit is ongelukkig wat gebeur. Die lewe is gebroken. Dan is daar maas wat vanoggend hier sit, wat opstaan, in die rol neem van 'n pa en 'n ma. I salute you. He watches over and defends his children. Hierdie klein kindertjies, hulle so loop. Hulle stap hoor. Hulle het sake wie agter hulle aanloop. Dit is die rol van die pa, is om agter daai kind aan te loop en te kyk dat daai kind veilig is. Dis jou as pa verantwoordelikheid om te kyk dat jou kind se kar, as 'n kind die voorreg het om 'n kar te hê en ons nog in die huis, is daai kar padwaardig? Is daai kar se wiele reg? Het hierdie kar is hy gefiks? Dis 'n vorm van beskerming. Dis 'n vorm van beskerming dat 'n pa sê, luister, ons ry hierdie so laat, ek ry nie in die nag nie, ons ry nie in die donker nie, ons slaap oor wat ons kan sorg dat ons veilig is. Ons kyk nie hoe vinnig kan ons jaag, punt A na punt B te wees, en my eie gesin in gevaar stel nie. Wie het gesê, Pieter? So, die rol van die pa is om te beskerm. Die rol van die pa is om te sê, kyk dat die voordeur gesluit is en dat die deure gesluit is voordat ons gaan slaap. Dis beskerming. A father protects his family spiritually, emotionally and physically. Paas, jy is die geestelike leier van die huis. Jy moet genoeg tyd met God die Vader spandeer en hoor wat God die Vader vir jou sê, sodat jy as geestelike leier ons as gesin kan lei. Jy moet die Heilige Gees toelaat en sê, Heilige Gees help my, Heilige Gees help my, dat ek emosioneel gesond kom, dat ek gesond bly, sodat ek 'n gesonde pa vir my man en vrou en kinders kan wees. So die emosionele genesing is baie belangrik by manne. Jy is verantwoordelik vir jou emosionele genesing en dan om te help om fisies te sorg. Want dit is die identiteit van wie Vader is. Just and righteous. God is always fair and upholds justice. So Here, help my om regverdig te wees. Help my om dinge reg te hanteer. En God seën ons wanneer ons gehoorsaam is. Fathers lead well when they act with fairness and integrity. Integriteit. Jou ja is jou ja, jou nee is jou nee. Jou reg is reg en verkeerd is verkeerd. Daar's geen kind wat nie wil opkyk na 'n pa nie. Kinders wil hê 'n pa moet reg doen. Jy gaan reg doen as jy in 'n direkte verhouding met God die Vader funksioneer. Sensitief is vir die stem van die Heilige Gees. Toe God jou gemaak het hy jou gemaak om sy stem te hoor. Vertrou daai 6de sintuig. Jou gut feeling, wat in lyn is met die woord van God. Filippense 4 vers 7. Laat die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, oor jou die wag hou in Christus Jesus ons Here. So God se vrede sal jou laat lei. Jy gaan in vrede weet wat is die regte ding en die verkeerde ding om te doen. Dan is hy a faithful God. God never changes. His promises are sure. As hy vir jou 'n belofte gegee het,
kan jy maar op daai belofte staan, dit sal gebeur. God het vir Abraham gesê, jy gaan 'n seun hê. Moenie jou eie planne maak vir Hagar gebruik nie. Jy gaan 'n kind hê by Sarah. Maar ons raak ongeduldig, gaan maak ons eie planne. As God vir jou sê, dinge gaan gebeur, gaan dit gebeur. Jy kan maar kyk. Sy tyd. Vat skrif, gaan staan op hy skrif. Faithful fathers reflect the unwavering love of God. As jy vir jou kind gesê het, Papa is vanaand 7 uur by die huis, dan is jy 7 uur by die huis. Want wat gebeur? Daai kind leer deur jou of hy mense kan vertrou of nie. Laat jou ja wees en jou nee wees. Papa het gesê hy gaan my kom haal, so hy gaan my kom haal. En weet jy wat is, ons maak almal foute. Soos jy die fout al gemaak het en jou kind teleurgestel het, gaan na jou kind en sê ek is jammer, ek het fout gemaak. Almal maak foute. Maar dan moet genesing kom, dat daar herstel van verhouding kan kom. The Lord is gentle. He does not rush or crush, but gently leads. Nie gil en skree en raas, in verbal abuse, in gaslight. Weet jy nou wat's gaslight? Gaslight is om nie erkenning te gee vir iemand anders se emosies nie. As ek vir jou sê, maar ek is nou teleurgestel. Jy stem nie noodwendig saam met my dat ek teleurgesteld is nie, maar gee erkenning vir die persoon, vir hoe daai persoon voel. Maar jy kan nie nou teleurgesteld wees nie, maar ek is teleurgesteld. So kom ek gee erkenning, ek is jammer dat ek jou teleurgestel het, hoe kan ons hierdie situasie regmaak? A godly father is slow to anger. 1 Petrus 2 vers 9. Quick to listen, rich in graceless. Weet jy, as jy hier sit en dink, Here, ek kry nie daai reg nie. Sê net jammer. Sê, Here, ek is jammer, ek moet tog in daai area groei. Vergewe my asseblief, ek vergewe myself, ek vra vergifnis en ek begin daaraan werk. Hierdie is nie nou om jou sleg te laat voel nie. Onthou, skaamte, skuldgevoelens, seer, vrees, verwerping, dit kom nie van God af nie. So hierdie is glad nie om enigiemand sleg te voel nie. Hierdie is om jou te leer wat is God die Vader se hart. En te sê, Here, hierdie eienskappe wil ek aanwerk. Hierdie eienskappe wil ek in groei. Ek wil so word. Ek kies dit. Disciplining in love. Jy kan nie vir jou kind pak slaag gee in woedeuitbarstings nie, of ruk of pluk nie. Want dissiplinering om saam met liefde. As jy jou kind dissiplineer en dit is vir jou verskriklik sleg en verskriklik moeilik om dit te doen, dan kan jy dit maar doen. Maar as jy jou emosies op 'n kind uithaal, is dit abuse. He corrects out of love, not anger. Ons het al allemaal foute gemaak. Erken net jou fout. Gaan net na daai persoon toe en sê, ek is jammer, ek was nou buite orde. Ek het hierdie nou verkeerd hanteer. Ek is jammer, vergewe my asseblief. Gaan werk aan myself. Fathers who correct in love help their children grow in wisdom and character. As ek nooit Dankie, Hendrik. As ek nooit my pa sien foute maak het nie, dan sou ek nooit by hom geleer het hoe om my eie foute reg te stel. Ag, dankie Hendrik, dis mooi. Kom vertel, kom gaan verby. Ek kom vertel jy gaan nou storie. Vertel jy asseblief storie asseblief. Ja. Ons was 6 kinders. Ja, is mooi, dankie. En ons sit aan ontbyttafel en my pa is haastig, hy moet werk toe gaan en hy moet ons by die skool kry. En net toe ons nou dink ons is nou op pad skool toe. Is daar klop aan die voordeur. En daar staan 'n buurman. Maar hy's 'n groot oom. En hy is kwaad. Want ons hond het sy asblik omgekeer. En in daai tyd het ons nie bevrore voedsel gekoop, groente en goed by die supermark nie. Dit was pampoenskille en aardappels en dit was 'n vrotspil in jou asblik. En my pa staan op
En hy stap na die oom toe. En hy trek sy baadjie uit en hy hang hom daar oor 'n stoel. Hy gee hom vir een van ons om te hou. En hy begin sy moue oprol en ons dag, o jette, hier kom nou moeilikheid. Want dit is 'n groot oom daai en my pa gaan hom nou aanvat. Maar nee, my pa loop by hom verby sonder om 'n woord te sê en hy loop daar teen die paadjie op oor die straat na die oom se asblik toe en hy gesit so op sy hurke en hy begin hy skille en goed terugpak in die asblik, sit die asblik so regop. En die oom, hy het nie geweet wat om te sê, wat om te doen nie, maar dit was nie die laaste keer dat ons hond 'n asblik omgekeer het nie. Maar dit was die laaste keer wat iemand daaroor gekla het. God is near and relational. Ons besef dit nie. Toe ons jong was, dink ek baie keer het kerke vir ons geleer om bang te wees vir God. Dit is so daar's 'n verskil tussen bang en ontzag. Ons moet altyd ontzag vir God behou. Hy is die almagtige God en Hemelse Vader. Julle het daai video seker al gekyk van die getuienis van die ou wat doodgegaan het en geleer het God is almagtig en hy's 'n almagtige God, maar hy's ook 'n liefdevolle Vader. En Vader soek verhouding met ons. So daai begeerte wat jy het om 'n verhouding te hê met God, is dieselfde begeerte wat God vir jou het. En weet julle wat? God praat met julle. In hierdie week praat ek met 'n vroukie en sy sê sy is getraumatiseer oor iets wat in haar lewe gebeur het. Ek sê maar besef gou. God het vir jou gesê, gaan ry, gaan help daai persoon. God het vir jou gesê, vat die persoon hospitaal toe. Kyk gou, want sy is te bang vir hospitale. Ek sê kyk gou mooi. Jy hoef nie bang te wees vir 'n hospitaal nie, want die hospitaalmense gaan beter daai persoon wat jy vir lief is kan help as wat jy self kan. So ons is vandag dankbaar vir hospitale wat ons mense vir ons lief is kan help, omdat jy self dit nie kan doen nie. So baie keer moet ons manier van dink om verander. Ons moet weet, die denkpatrone moet verander. God is liefde. God soek verhouding met jou. God praat elke dag met jou. Jy hoor sy stem. Wees net gehoorsaam. Baie keer is ons gehoorsaam omdat ons weet ons is gehoorsaam. God is not distant. He's present, caring. Hy's involved in jou lewe. Dis daai video ek sal weer later vir julle speel van Jesus is with you. God is in plante. Dit is soos Madeleine op die Kononia groepie gestuur het. Die kat het al op die dak gesit. In die naweek op pad kerk. Hy het plek gekry. Hoe het jy nou weer gesê? Ek het gesê die kerk gaan, daar gaan nie plek wees vir 'n muis nie, so sy sit so lank op die dak en wag vir die kerkmuis. So, God invites us into deep relationship with Him. So, weet julle wat? Jy was klein, dogtertjie of seentjie, in die skool, en 'n maatjie gesien, en vir die maatjie gevra of die maatjie 'n broodjie met jou kan deel. Dis die stem van die Heilige Gees. Jy dink aan 'n vriend of 'n vriendin en jy dink dat jy met hulle bel, of net mooi vir ete, of net by die hospitaal gaan kuier, of enige goeie gedagte, enige goeie daad, wat in jou opkom, en wat jy doen, is die stem van die Heilige Gees. Ons wil die goed te moeilik maak. Dit is nie moeilik nie. Fathers reflects God's closeness when they are emotionally present, listening, spending time, and building connection. Weet jy hoe maklik is om voor die TV te sit? Op jou foon te sit? Op 'n rekenaar te sit? Kies verhouding. My ma het vir my gesê, sy sit nou in die hemel, maar sy het gesê, Lalencia, jou kinders is net een keer toe groot. Okay, en klein. Dis net so. My kinders is jy sê. Dis net so. I know. Ja, nou. God is our heavenly Father forever. Jy het 'n verewige pappa. 'n Altyd pappa. My pa sit ook al in die hemel. Maar ek het 'n hemelse pa. En hy gaan my net nooit verlaat nie. So al het jy dalk 'n aardse pa wat afwesig in jou lewe is. Vir watter rede ook al.
Onthou as 'n pa nie 'n verhouding met jou wil hê nie, is daar nie fout met jou nie. Daar's fout met hom. Want dink gou self, wat se pa wil nie 'n verhouding met sy kinders hê nie? Dan staan gebroken aan. En dan moet daai pa emosioneel gesond gemaak word. En as jou pa in die hemel is, dan is hy in die heavenly clouds. So dan is hy in the cloud of witness. So dan tree hy in vir jou. Dis die beste plek om van hulle om te wees. Want daar's 'n cloud of witness. So hy kom en hy tree in, sê ek ken vir Laurentia. Ek tree nou in vir haar. So dit is in die Bybel, ek gaan nie in daai versies ingaan nie. Even when earthly fathers fail or absent, God remains our perfect everlasting Father. And this gives to every person, whether they are a loving father or not, God is the Father who never fails you. En wie dink julle gaan die vyand die meeste aanval? Paas. Onthou Efesiërs 6, sê die Here, ons stryd is nie op aarde nie, maar met bose geeste in die lig. So die vyand probeer gesinne vernietig, want as hy 'n pa kan vernietig, vernietig hy 'n gesin. En daarom moet ons baie bid vir ons paas en baie vir die Here vertrou vir 'n pa. Dis 'n pad om saam met 'n pa te stap. Maar God het jou gekies om 'n man te wees. God het jou gekies om 'n pa te wees. En onthou as jy 'n man is, is jy 'n pa. Of jy nou 'n kind van jou eie het of nie. Jy pa partykeer diere. Jy pa partykeer ander kinders wat jonger is as jy. Glorious and gracious, God gives us what we don't deserve. Om 'n pa te wees is om te gee. En jy kry dit weer altyd terug. Want as hulle jonk is, verstaan hulle nog nie waardering nie. Eers as hulle eendag self kinders het, begin agterkom hoe oulik jy eintlik was. Fathers reflect God when they show undeserved kindness and second chances. En God wil hê jy moet vir jou kind wys. Kans op kans op kans. Wise and guiding. As jy wysheid nodig het, gaan jy die wysheid kry by God die Vader. Hy gaan vir jou lei, asof jy wys. Dit sal lynreg wees met die woord van God. So Father's guidance is a child's compass. Jy moet so ek het so 'n mooi storie van Tannie Annie Kroonee, sy is ook nou in die hemel. Sy sê toe haar kinders klein was, dan kom haar man in die aande by die huis, dan kom die seentjie en sê pappa, kan jy asseblief vir my die wielietjies van my karretjie wat nou afgeklim het, vir my terugsit? En sy sê, joh, kan ons nie maar net vir my karretjie koop wat sy wielietjies nie afklim nie? En Tannie Anna sê, sy man sê, jy verstaan nie. Hierdie seun, ja, kom Chris, ek kom of hy nog leef. Hierdie seun, sy grootste probleem vandag was sy karretjie, sy wielietjies wat afklim. Hy weet as hy vanaand by die huis, sy pappa by die huis kom, gaan sy pa die wielietjies terugsit. So ons moet betrokke wees in ons kinders se lewens en help. Moenie worry nie, my pa sal dit fix. Moenie worry nie, my pa sal ons kom haal. Moenie worry nie, my pa sal dit. Moenie worry nie, dit. Hier sit ook 'n pa, né? Party van ons ma's is ook pa's. Dat jou kind moet weet hy kan op jou staat maak. Of sy kan op jou staat maak. En dit kies ons. Affirming and identity giving. Ja, 'n pa gee identiteit vir 'n kind. 'n Pa bevestig die identiteit van 'n kind. God sê, you are royal, you are holy, you are chosen. God publicly affirmed Jesus with love and pride. Nadat Jesus gedoop het, het 'n duif afgekom en hy gesê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag. Dis nodig vir ons as pa's om vir ons kinders te sê, ek waardeer jou, ek is trots op jou, ek is lief vir jou. Jy gaan dit maak. Dis 'n eyster. Daar's 'n video van 'n pa met 'n gestremde seun wat hy, ek dink hy het die 3 kamp of iets gedoen. Wat hy met daai Ironman gedoen. Ja, wat hy vir sy seun gedoen het. Dis 'n pa. Fathers who affirm their children help form strong identities. 'n Kind se identiteit kom van pa af. So as daar 'n absent vader is en jy's 'n enkel ma, dan leer jy vir jou kind God die Vader se identiteit. Ek verstaan nou hoekom Here gesê het ek moet Father's love letter speel. A child never outgrows the need to hear I love you, I'm proud of you. Moet nooit ophou om vir jou kind te sê ek is lief vir jou en ek is trots op jou nie.
God is geduldig. So ons moet geduldige ouers wees. Ons moet geduldige mense wees. God patiently waits for us to grow mature and return to Him when we stray. A patient Father teaches not just by words, but by waiting, praying, believing in a child's journey. En nou, baie keer loop 'n kind 'n ou afdraaipaadjie. En wie wat gebeur met 'n ouer? Ons loop saam die afdraaipaadjies. Want dit is 'n pa. 'n Pa leer vir hulle kinders om te vergewe. Jy moet visie, ek vergewe daai persoon. Ek vergewe hom. Ons vergewe mense. Ons moet vir ons kinders leer om te vergewe. Want God is altyd gereed om te vergewe. Hy hou nie grudges nie. En hy bring nie altyd die verlede op nie. Father reflects God when they forgive quickly and freely. A father's forgiveness builds bridges and heals hearts. Ek praat nie weer met my pa nie. Hoe jy die mense in jou lewe hanteer, is hoe jou kinders mense in hulle lewens gaan hanteer. As jy vir jou kinders leer, ons vergewe mense, ons spreek vry. Ons mag boundaries ook hê, nie? Jou manier van hoe ons mense hanteer, is hoe kinders mense gaan hanteer. They live by example. Kinders doen nie wat jy sê nie. Kinders doen wat jy doen. Promise keeper. God never breaks His promises. Sy woord is trustworthy. Fathers who keep their word will build trust securities into the children. My pa het gesê hy gaan dit doen. En as my pa sê hy gaan dit doen, dan doen hy dit. As my pa sê hy gaan dit doen, weet ek nie of hy het gaan doen nie, want ek weet nie eens of hy gaan opdaag. Dit breek kinders. Dit maak dat kinders sosiale angs het. Dit maak dat kinders sukkel met verhoudings. When a father says, I'll be there, he shows up. Dan mirror hy faithfulness of God the Father. Disciplining love. Ek leer vir jou die regte goed in liefde. Ek weet as ek fout gemaak het. My pa gaan my leer. Maar hy gaan my nie verskree nie. En hy gaan my nie verniel nie. Ons gaan 'n volwasse gesprek hê. En ek gaan vir hom verduidelik hoekom en wat en waar. Hy's 'n liefdevolle vader. Wat in liefde dissiplineer. Onthou toe ek jong was. Ek het nogal 'n sterk persoonlikheid gehad toe ek klein was. Dit was nogal moeilik geweest om my pa het een keer die fout gemaak en ek het 'n wonderlike pa gehad om my so aan die oor te trek. Ek het seker nie gehoor, luister nie. Sê ek, pa, vat nooit weer aan my oor nie. Moenie my oor trek nie. As ek stoute sê vir wat is verkeerd en dan sal ek luister, maar pa trek my nie oor nie. En hy het dit nooit weer gedoen. Anders het dit goed gegaan. Anders het ek 'n baie goeie pa gehad. Ons kinders kan vir ons pa sê as hulle iets verkeerd doen. Jy mag. Want hy is 'n gebroke mens, maar jy trek nie vir my oor nie. Dit gaan net een keer gebeur. Loving discipline says, I care too much about you to let you go the wrong way. Ek is te lief vir jou om jou te los om die verkeerde goeders te doen. Sê dit jou kind. Jammer, ek gaan nie los nie. Ek gaan nie los nie. Encourager. God is our encourager through His word and spirit. As jy bemoediging nodig het, leer die woord. Want die woord bring genesing. Ken die woord. Alle sielkunde is in die woord. Die woord is soos 'n tweesnydende swaard. Die woord se naam is Jesus. Die woord bring bevryding. Ek een keer met 'n bevrydingssituasie te doen gehad het, met 'n full-on deliverance. Al wat ek moes doen is, ek moes net die naam van Jesus gebruik. Want Jesus sluit deure oop, en sy naam sluit deure oop toe. So gebruik net sy naam. Father speaks life into the children. Help them believe in who God says they are. Ek weet jy kan dit doen. Ek trots op jou. Ek weet jy's hyster. Ek vertrou jou. Ek weet jy gaan 'n goeie besigheidskind wees. Jy gaan 'n baie goeie Moenie doodspreek oor mense nie. My kinders is ongelooflike suksesvolle besigheidsmense. Ek gaan nog net wag en kyk hoe gaan dit gebeur. Spreek lewe oor almal.
Moenie dood spreek nie. Nee, ag, voel tog die enetjie gaan dit nou nie ver kan maak in die lewe nie. Nonsens. Nonsens. God se plan vir jou lewe is perfek en volmaak. Jy gaan jy gaan 'n fantastiese besigheidsman wees. Jy ook, Sandro. Jy gaan groot en sterk wees. En jy gaan God se krag vir mense wys. Hoor julle, kom ons spreek goed. Daar's power in what our children declare. En weet jy hoe powerful is wat jy as pa oor jou kinders plaas sê? Spreek. Jy kan dood of lewe spreek oor daai kind. Trek jou doodwoorde terug. Kanselleer dit in Jesus se naam. Spreek lewe. Want a few words from a father can shape a child's courage for a lifetime. My pa het gesê ek gaan nêrens kom nie, so ek sit nou maar onder die boom. Nee. Jou pa het gesê jy gaan 'n baie suksesvolle mens wees. So daar gaan jy. Moet jy verkeerd maak, ek mense in mekaar. Sê kom ons kanselleer daai woord. Jy is awesome. Jy is suksesvol. Jy gaan die beste jy wees wat God jou gemaak het om te wees. Glo in jouself. Want jy is 'n beelddraer van God. Genesis 1:26-27. Jy is gemaak na God se beeld. Jy is suksesvol. As jy nou gaan moet woon, dan wag ons nog tot môre toe. Jy is dit klaar. Jy praat in die hier en die nou. Jy is suksesvol. Jou toekoms is 'n sukses. Hoor jy Mazaan? Jy's suksesvol, sussie. Hoor jy? Sê gou vir jou kinders so lank as jy 'n kind sien. Ek verklaar oor jou dat jy suksesvol gaan wees. Jy is klaar 'n sukses. Jy is sommer al klaar 'n sukses. Watch the space. Watch the space. Ek het werk. Ek gaan baie oud word. Moenie sê jy gaan vroeg doodgaan nie. Kanselleer dit. Moenie dit sê nie. Ek gaan stok oud word. Want ek het nog baie werk wat vir Here moet doen. Dankie ma. Mag klaar stop. Now God is a creator and a builder. So we need to build yourself up. Jy gaan nie jou kinders kan opbou as jy jouself opbou. So bou jouself op sodat jou kinders kan opbou. God is an ultimate creator. Earthly fathers are builders to homes, values, dreams, legacies. Jy los 'n legacy vir jou kinders. Hulle moet hoop dat jy gaan dood dat hulle alles by jou kan hê. Gaan groot. Sien jy lank genoeg leef dat jy 'n probleem vir jou kinders kan hê. Nee, daai glad. Gaan nooit 'n probleem vir kinders wees nie. Die Here voorsien. Gaan nooit op 'n werk nie, as te veel werk. Die oes is groot, die arbeiders is min. Waar in die Bybel staan ons moet aftree? Waar in die Bybel staan dit? Nêrens nie. Ek gaan nie aftree nie. Bybel sê op dat ons Woon en werk rustig voort. Ons klaar nou die koffie gedrink het, kan ons kor nog goed gaan was. Ons baie werk. So, service in God is eternal. Service in God is eternal. Dankie Sandra. Fathers are not just building homes, they're shaping futures. Really? Deur wat jy sê vir jou kind en hoe jy optree, build jy 'n kind se future of vernietig dit. En as jy baie foute gemaak het, sê sommer nou jy's jammer. Ja, ek kan oor die speaker praat. Ek net een ding sê. Ek het 3 kinders. En ek het uitsprake gemaak, as 'n mens het uitsprake gemaak gesê. Ek sê hierdie ene sal dit maak, hierdie ene is ek nie seker van nie, hierdie ene is ek seker van. En die lewe het so uitgedraai. So ek mag gaan teruggaan en gaan kyk wat het ek verkeerd gedoen. Moet bely dit. En dan moet ek sê, hierso waar ek gesê het, gaan nie suksesvol wees nie. Gaan op sy eie suksesvol. Dis dit. Want dis nie ek nie, dis Christus. Dis Maar uit my 3 kinders kan ek vir jou sê, al 3 is suksesvol. al 3 is suksesvol. Ja, in 'n En eie hulle reg. moet suksesvol wees in hulle eie reg. Amen. Maar ja, dus ek kan dit duidelik in my eie lewe sien. Dankie vir daardie getuienis. So daar prakties. So Here, vergewe my vir foute wat ek gemaak het. Onthou ons groei heeltyd van heerlikheid tot heerlikheid tot heerlikheid. Dan is God tender and gentle. God isn't distant or harsh, wat ons baie keer fout maak. He's gentle with the weak and close to the brokenhearted. A God Father isn't afraid to show tenderness.
Jy mag huil. Wys emosies. Jesus het in die tuin van Getsemane, Hebreërs 5 vers 6, 7 en 8, het hy op sy aangesig gelê en huil voor die Vader. Jy mag ongelukkig wees. Jy mag sê as jy ongelukkig is. Moet net nie alle ander woorde by sê, klink, klonk, klap, daai ander baie ander nie. Sê net, ek is nou kwaad, ek is nou teleurgesteld, ek is nou geïrriteerd, ek is nou moeg, ek is nou magteloos, ek is moedeloos. Probeer ons ken nie al die woorde en klink, klonk, klak ons. The godly father is afraid to show no tenderness. So real strength is seen when the father stoops low to lift up the small and the hurting. Daar is iets anders op 'n man se skoot te sit as op 'n vrou se skoot. Gaan sit op God die Vader se skoot. Sien in jou verbeelding, sien in jou geestelike oë, gaan sit jy op God die Vader se skoot. Glorious examples. God is our example of holiness, goodness, love. The best father walk closely with God, so their children can walk closely with him. Dis die maklikste. Kies net vandag om te begin om 'n pad met God te stap. Want jou stap saam met God seën jou kinders. Seën jou vrou. Weet jy hoekom daar soveel vrouens wat verlief raak op pastore? Hulle raak nie verlief op pastoor nie. Hulle raak verlief op die Heilige Gees binne die pastoor. En sy salwing. En as hulle dan nou buite egte verhouding met die pastore kom, dan maar sy poef stink toe nou ook. Hy poef nie laventel nie, o, skus, soos in kerk. En die word rekord. Ha? En dit word gerekord. Dis wat dit is. Maar dis waar dit is. So laat jou vrou en jou kinders verlief raak op die Gees van God wat binne in jou is. Weet jy nou gaan hulle die Gees van God binne in jou sien? As jy verhouding met Vader het. As jy bewus raak van die Gees van God wat binne in jou is. Weet jy wat? My pa het 'n verhouding met God. Hy hoor wat die Vader sê. En omdat my pa 'n verhouding met God het en hoor wat die Vader sê, kan ek vir hom luister, want ek luister eintlik vir God in my pa. Dit is God se volmaakte wil vir jou lewe. Steadfast and unchanging. Ek is stabiel. My pa sê ja, sy nee, sy nee. Ek kan vir my pa kom sê hoe ek voel en dink, want hy neem in ag hoe ek voel en dink, want ons het verhouding. Maar as my pa geluister het hoe ek voel en dink, en hy verstaan hoe ek voel en dink, dan gaan my pa na God toe. En dan gaan vra my pa vir God die Vader. En dan kom sê my pa vir my wat Vader sê. En dan luister ek. Dan luister ek. Dat ek nie probleem om te luister nie. Want my pa het gehoor hoe ek voel. Hy verstaan hoe ek dink. Hy weet hoe ek redeneer. Hy vat my inligting, sy inligting, na Vader toe. En die Gees van God sê vir hom hoe werk die dinge nou. Dan is daar respek. Dan is daar gehoorsaamheid. God the Father is constant in a world full of change. He remains dependable. Fathers who are steady and consistent create a safe emotional environment for their children. A consistent father offers stability in a changing world. His reliable mirror God's immovable faithfulness. Dis die rol. As jy emosioneel stabiel is, jy gaan in geval emosioneel stabiel is as jy verhouding met die Vader het. As jy 'n 24 uur verhouding met die Vader het, gaan jy emosioneel stabiel kan wees. Stem julle saam? Ja. Maar dis wanneer Galasiërs 5, wanneer die vlees in botse kom met die Gees en ons leef vanuit die vlees uit, gaan ons moeilikheid kry. Want wanneer jy leef vanuit die Gees uit, gaan jy Galasiërs 5 vers 22 beleef. Liefde, vrede, geduld, getrouheid, selfbeheersing, vrug van die Gees. Want hoekom? God is vrede. Hy gee vrede. Filippense 4 vers 7. God is vrede. So as jy nie vrede in jou hart oor dit het nie, dan is dit 'n wag of 'n nee, dis nie 'n ja nie.
Want God antwoord in die vorm van vrede. 'n Peaceful Vader. So as jy jou vrede by God gekry het en jy funksioneer vanuit 'n verhouding van vrede met God die Vader, wat dink jy gaan in die huis gebeur? Kinders kan leef vanuit 'n plek van rus, veilig voel en groei sonder vrees. My meeste kliënte is kliënte wat sukkel met angs. Hoekom? Want in hulle gesinne is daar nie 'n verhouding met Vader en gehoorsaamheid aan Vader nie. So wat gebeur? Ons skep 'n landmynveld. Binne gesinne weet ek nie wanneer trap ek 'n bom af. So nou loop ek maar die hele tyd op eierdoppies, want net nou ontplof iemand. En nou sukkel ek met angs. Verhouding met God die Vader verwyder angs. Want dan kan jy nou maar 'n 3, 4, 5-jarige tantrum gooi in hierdie huis. Ek gaan nie daarop reageer nie, want ek reageer nie op jou tantrums nie. Ek reageer op die gees van God binne in my, waarmee ek 'n verhouding met die Vader het. En dan raak al angs al hoe minder en dit verdwyn later. Teacher of truth. God gaan nie vir jou jok nie. God is 'n God van waarheid. En ek kan bly wees, dit was eers 2:30 vanoggend, ek sê ek gaan nie vir julle 40 goedes gee nie. Met my tweede eening. Ek 40 gehad, is nie nou 40 nie. 2:30 is ek moeg. God teaches through His word and spirit. Earthly fathers carry the privilege and the responsibility to teach the children the truth. Hoe gaan jy vir jou kind die waarheid wat in die woord is ken, as jy nie die woord ken nie? So jy gaan die woord moet ken om die waarheid te kan spreek, die waarheid te kan leer. Wanneer leer jy die waarheid? As jy in die woord sit, Hebreërs, Esegiel 3. As jy die woord begin eet en dit vir jou so soet soos heuning praat. Onthou, hierdie is nie 'n skuldgevoelsessie nie. Skuldgevoel kom nie van die Here af nie. Hierdie is 'n waarheidssessie. So die oomblik wat jy skuldig voel is nou weer die vyand. Sê dat jy gaan vyand. Want skaamte, skuld en seer en vrees en verwerping is nie God nie. So hierdie is nie 'n skuldgevoelsessie nie. Hierdie is 'n leersessie. A wise father teaches not just facts, but truth rooted in love and eternal purpose. Dis ook 'n morele ontwikkeling van kinders. Jy verduidelik vir 'n kind hoekom jy sê soos wat jy sê. Jy kan nie net sê ek sê nee nie. Ek sê so nie. My nee is my nee. Dan ontwikkel daar nie morele ontwikkeling nie. Jy moet vir 'n kind verduidelik hoekom. En as jy nie 'n baie goeie rede het hoekom nie, wil ek ook by jou weet hoekom het jy nee gesê. Want God sê in Efesiërs 6, paas, moenie jou kind moedeloos maak. Moenie jou kind moedeloos maak. Mighty and strong. God is mighty and strong. God veg vir jou. Rigters 4 vers 14. Hy masseer vir jou uit. Hy verdedig jou. Hy staan op vir jou. Nie net fisies nie, maar ook geestelik en emosioneel. A father's strength is best used in service to those he loves, not to dominate, but to defend. Jy die fliek die Shack gaan kyk en jy sien hoe lyk 'n stikkende pa wat sy kind aanrand en fisies en emosioneel mishandel. Jy gaan net genesing kry by God se Vader se voete. Affirmed of identity and purpose. Ek bevestig by jou dat jy suksesvol gaan wees. Ek bevestig by jou dat jou belangstelling en jou moenie nie fout maak om 'n droom vir jou kind te droom wat nie God se droom vir daai kind is nie. Gaan kyk na jou kind se belangstellings, persoonlikheid en vaardighede van kleins af. Dis waarvoor God daai kind wil gebruik. Hy gaan nie skielik, as hy nog altyd gekameelperd het, nou skielik 'n olifant beroep kies nie. Hy gaan 'n olifant beroep kry. Julle kan hulle sien. Julle sien al die ouens daai klein kindertjies soos hulle speel. Party staan daar. Sit nou stil. Kom, luister vir juffrou. Jy wil 'n juffrou. En die ander ene wil hierdie Meccano stel bou, die Lego bou. Ingenieur vir jou boetie. Anders speel heeldag met die diere. Dan gaan jy diere toe. Ander een verdedig almal. Nooier vir jou. Bevestig vir jou kind
die calling wat God op haar kind het. Because he's a healer of wounds. God die Vader is 'n God wat wonder wil kom genees. Hy is 'n jaloerse God. Hy sal goed in jou lewe verwyder, sodat hy eers in jou lewe kom. En as God eers in jou lewe kom, sal hy alles weer vir jou teruggee wat hy dit het. Maar as God nie eers in jou lewe is nie, gaan hy 'n klomp goed in jou lewe verwyder, dat jy kan agterkom, jy kan sonder klaarkom. Sê, okay, nou wat jy weet, jy kan sonder klaarkom, jy kan nou net op my vertrou, nou gee ek dit weer vir jou terug. He's a wise Father. He's a light in the darkness. God, wees die lig op my pad. Dis nou moeilik, ek weet nie nou wat ek kan doen nie. Wys my die pad. God luister as jy praat en reageer. Nee, los die speaker. Nou die ander kan jy hoor. Ja, ek wil net sê, om 'n paar slides terug te beweeg, jy genoem het van The Shack. Wat vir my mooi was, daar was van 'n pa en seun verhouding, dis waar God hom gevat het en gesê, maar sien jy hoe kry hierdie seentjie pak saak? Toe sê hy vir hom, ja, maar dis ek. Toe sê hy, nee, dis nie jy nie, dis jou pa. En dis hoekom jy met jou gebeur het. Presies dieselfde met jou pa. En daar het hy verander. Ja, Toe hy teruggaan te verstaan hy. Dis reg. En vir die eerste keer toe hy teruggaan en van hom hospitaal toe praat sy dogter met hom. Ja, reg. En sy verhouding, sy hele verhouding met sy familie, Ja. het amper 'n genesing gekry daarso. Ja. Omdat hy nie verstaan het hoekom. 100%. Dankie vir dit. Dit is baie belangrik om 'n pa se storie te ken. Want jou pa se storie ken, verstaan jy hoekom hy opgetree het soos hy opgetree het. Maar dis 'n verklaring, maar dis nie 'n verskoning nie. So elke pa, kyk daai pa is nou al dood, maar elke pa moet jou childhood wounds na God die Vader toe vat en verantwoordelikheid vat om genesing te kry, sodat ons teenoor mekaar kan optree soos wat God wil hê ons mekaar optree. Want onthou, God luister en hy reageer. Die probleem is ons sien nie raak hoe hy reageer nie. Want as God nie reageer so wat ons wil hê hy moet reageer nie, dan voel ons maar God het nie gereageer nie. God het gereageer, nie noodwendig hoe jy dit wou hê nie. Maar hy het 'n groter plan. So God, ek vertrou u vir die groter plan. Want hy is peaceful, not harsh. So die oomblik wat jy harshness beleef in jou lewe, dis nie God nie. Dis die gebrokenheid van die wêreld wat die harshness bring. Dan, worthy of honor and worship. Constant, to give him honor and to worship him. Ek het nou in hierdie week toe luister ek vir Louis Giglio. Sommer net so vinnig geklip. Toe sê hy het verskriklik gesukkel met depressie en angs. Dat hy die middel van die nag wakker word en so depressief is en nie kan slaap nie. Dat hy nie eens kan opstaan nie. Ek het hom geshare op my Facebook. En toe in die middel van die nag, toe begin hy sing. Hy sê in die eerste nag wat hy gesing het, het hy beter gevoel. Die tweede nag was dit, hy het 1 keer beter gevoel. Die tweede aand wat hy geslaap het, het hy harder geworship en hy was beter. Hy sê die derde nag bietjie beter, hy het net aanhou. Later het hy so geworship as hy die nag wakker word, dat hy glad nie depressief en angstig geword het nie. So daar is 'n ding van worshiping. As jy God worship in omstandighede wat vir jou, he will turn your mourning into dancing. In courage of dreams and callings. Wat droom jy? Dit wat jy droom God saam met jou, as dit positief is. Jou drome vir jou lewe is God se drome. Jou calling is God se calling. Die goed wat jou opgewonde maak, is wat jy moet doen. Toe ek 40 jaar oud word en ek slaan so lekker midlife crisis, soos wat ons almal kry, toe wil ek nou die praktyk verkoop en opgee en gaan, want ek wil nou voltyds vir die Here gaan werk. En ek het letterlik die huis, niemand trek, al trek uit, ek sit met die huis leeg. Dis nou vandag 'n ouer huis. Nou hier ek 'n klein plekkie, dis net ek en God sê nee, jy verstaan dit nie mooi nie. Jy is 'n bediening. By die praktyk. Dis jou, dis die markplein. So
So as jy 'n prokureur is, of jy is 'n dokter, of jy is 'n verpleegster, of jy is 'n juffrou, wat ook al, maak nie saak wat jy is, jy's in bediening. Dis reg. Partykeer moet jy iemand kom en sê, weet jy, ek voel ek moet mense in die gevangenis gaan besoek. Dan gaan jy. Maar ek voel ek wil honde en katte kyk. Dis jou bediening. Of 'n mintjie gaan na babas bad. Dis jou bediening. Bediening is om te doen waarvan jy hou vir God. God calls us into purpose. Father, who encourage the children's dreams and spiritual growth, help them discover who God made them to be. A father's blessing can awaken the dreams inside of a child's heart. So kom nie gewoonte jou kind heeltyd te seën. Ek seën jou. Ek trots op jou. Ek ondersteun jou. Ek help jou. Ek glo in jou. Ek weet jy kan dit doen. Give authority and responsibility. God entrusted Adam with responsibility. A good father teaches responsibility, models authority, humility, and trusts his children with meaningful roles. Weet jy kan dit doen. Ek staan by jou. Ek cheer jou. Gaan staan op hy verhoog en praat. Ek sit hier, ek luister vir jou. Jy kan dit doen. Dis die rol van ons ouers. Hy's always welcoming. En altyd om te gaan. Kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is. Ek gaan vir jou rus gee. Dis die Vader wat ons ken. Kom ons bid saam. Here, ek wil bid dat U net sal kom vanoggend en elke pa, elke man, elke vrou wat hier is, oplig. En dat hulle weet, you are royal, you are holy, you are chosen, you are fearfully and wonderfully made. Here, ek bid dat U elke mens wat hier is, sy identiteit in U kom herstel. Dat die Gees van God, wat binne in elkeen van ons is, altyd sal uitroep, Abba Vader. Dat ons gehoorsaam sal wees in die stem van die Heilige Gees binne ons, Here. Dat ons die krag van die werking van die Heilige Gees sal sien om ons, soos wat U werk in en deur ons. Here, ons kom gee net alles vanoggend weer vir U. Dankie dat U 'n welcoming Vader is, dat U met U arms groot en oop staan, en dat ons net kan instap en U omarming en U liefde kan beleef. Ons loof en ons wil U groot naam prys, want ons is vir U lief. Amen. Ek het nou, julle het nou gehoor hoe julle superheroes is. Nou hier is so mense superheroes is.